Baie welkom by dag 35 van Pad van die Kruis. Nou wanneer ons na die toekoms kyk, het ons 'n diep, hoopvolle verwagting. Ons glo dat ons die uitdagings van die lewe sal kan oorkom en ons streef daarna om die leemtes in ons lewe met die belofte van 'n beter môre kan versoen. Maar tog is die realiteit dikwels dat die dinge waarop ons hoop bou, soos ons drome, doelwitte en verwagtinge, vinnig kan vervaag. Nou in Rahab se lewe was dit ook waarskynlik die geval gewees. Tog het sy haar hoop op God gefestig en die belofte van die verspieders geglo. Dit het nie net haar fisiese lewe gered nie, maar ook haar geestelik met die God van Israel versoen. Haar keuse om God te vertrou het haar toekoms totaal verander. Nou die toekoms bly egter onseker en soms voel dit soos 'n leë, onsekere ruimte, 'n plek tussen ons huidige realiteit en dit waarna ons hoop. Maar die kruis en die opstanding bied vir ons 'n vaste anker in hierdie leë ruimtes. Jesus se dood aan die kruis het nie net ons sondelas gedra nie, maar ook die leegheid van menslike verwagtinge beëindig. Al lyk die kruis soos 'n simbool van dood en verlies, is dit in werklikheid die begin van iets groter. Jesus se opstanding is die ewige waarheid waarop ons hoop gefestig is. In Christus is ons toekoms geanker in genade, nie in ons eie vermoëns, prestasies of planne nie. En Petrus sê sy woorde bevestig dit vir ons as hy sê in 1 Petrus 1 vers 3, nou het ons regtig hoop omdat Jesus Christus uit die dood opgestaan het. Ons hoef nie in vrees of onsekerheid oor die toekoms te leef nie, want ons weet ons hoop is vas in God se beloftes geanker. As jou toekoms onseker lyk of wanneer jy twyfel oor jou eie vermoëns, herinner jouself dan aan die krag van die kruis en die oorwinning van sy opstanding. Mag die waarheid jou versterk, selfs wanneer die pad voor jou onseker lyk. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die kruis wat die pad na genade oopgemaak het. Dankie vir die opstanding wat ons sekerheid gee van 'n toekoms geanker in u liefde. Help ons om nie in vrees of onsekerheid oor die toekoms te leef nie, maar om met genade op u te vertrou en vorentoe te beweeg. Ons vertrou dat ons toekoms in u hande is en dat u ons sal lei en sal dra. Dankie dat u vir ons sorg, nie net vir vandag nie, maar ook vir die ewige toekoms. Amen.